Sommige dae, sommige tye was bitter, ekstreem moeilik. Maar die Heilige Gees het ons met krag gebring tot waar ons nou 2024 mag betree. Al verloor ek alles, sal ek nog steeds juig in die God wat my verlos, in die God wat vir my ewige lewe gegee het. Nooit in die geskiedenis van ons kerk, in die geskiedenis van die Christene, is ons so bedreig en soveel verdraaiings en andersienings om ons gehad soos ooit in die geskiedenis nie. Die weg waarop hierdie akte van opskorting gemeentes, kerkrade en ook 'n ring of twee laat beland is 'n weg waarin hulle eintlik blootgestel is aan implikasies, hier's regsimplikasies. Matteus 7 sê, gaan deur die nou poort ook, die poort van die verderf lê is wyd en die pad daardeur is breed, en die wat daardeur aangaan is baie. Onthou toe ons daaroor gepraat het, met wie praat die Here hier? Wie praat met die kerk? Die nou poort en die wye poort is binne dieselfde kerk. Is baie wat die breë stroom loop, die lekker pad loop. Hou daarvan op Sondag in 'n kerk in 'n erediens te sit en hy kry iets lekker en dit is hom lekker om uit te gaan en moet tog net nie vir my 'n preek gee wat my lewe aanraak nie, moet my tog net nie op my sonde wys nie, moet tog net nie my lewe verander nie, moet my tog net nie 'n prys laat betaal nie, moet tog net nie laat daar 'n offer wees in my Christendom nie. Dan is Christus fyn. My liewe mense, as jy op die breë pad. Dit het ook implikasies vir bevoegdheid van 'n predikant. As ek buite die kerkorde gaan, dan stel ek my bloot, ek kan my bevoegdheid verloor en die advies wat die ATR gegee het is presies eintlik dit. Verder kom dan die voorregte saam met die bevoegdheid, ek behoort aan 'n pensioenfonds byvoorbeeld, dit het implikasies as ek buite die kerkorde gaan en dan natuurlik dit het implikasies vir eiendom en fondse. Goeiedag my Christen vriende en welkom hier by die Instituut vir Reformatie in Suid-Afrika. Julle weet seker die tyd al, ons het 2 kanale, Sola platform waar ons gewone koerantberigte bietjie doen vir gewone lidmate en so aan onderhoude voer, en hier by die Instituut vir Reformatie in Suid-Afrika gaan ons so bietjie dieper, bietjie vleis om die been, vir tokkelokke, vir ouderlinge, vir diakens, vir pastore, predikante. So as jy nou bietjie wil dieper gaan, wil ek jou vreeslik graag uitnooi om hier by ons te kom kuier, aan te sluit, stuur dit vir vriende, stuur dit vir familie wat jy weet, wat so bietjie dieper wil ingaan. Nou vriende, ons is besig met 'n reeks oor professor B.B. Keet van Stellenbosch en vandag se tema sien julle gaan eintlik oor vervolging in die kerk en ons kry kommentaar van predikante wat sê dat dit lyk asof ons nou 'n nuwe fase betree het, veral in die NG Kerk waar dit lyk of daar vervolging van hoër vergaderings of meerdere vergaderings, synodes en ringe begin om nou op te tree teen gemeentes wat protes aanteken op verskillende maniere teen die rigting waarin veral die algemene synode van die NG Kerk beweeg. Jy het nou daar gehoor van Dominee Jan Libbe wat praat van pensioen en van geboue en dat hier ernstige implikasies is. Daar is reeds op voetsoolvlak hoor ons nou berigte dat daar vervolging is. As jy daarvan weet, laat weet vir ons, ons wil baie graag ingelig wees oor wat presies aan die gang is, maar wat ons vandag wil doen is, ons wil nou bietjie in die kerkgeskiedenis gaan kyk, waar pas dit in, wat nou aan die gebeur is. Binne in 'n reformatoriese kerkverband, waar plaaslike predikante gedreig word oor hulle pensioen en oor kerkgeboue. Kom ons gaan bietjie in die kerkgeskiedenis terug en dit vat ons natuurlik na prof B.B. Keet wat in Stellenbosch professor was
En hy was van 1920 tot 1959 professor daar. Hy het in Nederland sy doktersgraad gedoen. En ek gaan so 'n bietjie vandag oor hom praat, bietjie die kerkgeskiedenis met jou bietjie bespreek. En dan wil ek ook probeer om daarom vir van die predikante en kerkrade en ouderlinge te probeer bemoedig en bystaan vir die pad vorentoe uit die Bybel, en ons sal ook so 'n bietjie kyk na die Nederlandse geloofsbelydenis en 'n stukkie van die nuwe kerkorde van die algemene sinode om een van die punte te probeer illustreer. Nou, kom ons kyk gou hier na B.B. Keet oor die kerkorde. Hy studeer in Nederland en wat nou belangrik is hy studeer by Herman Bavinck by die Vrye Universiteit, wat op daai stadium nog vry was, ongelukkig nie meer vandag nie. Vanaf 1968 het hulle publieke geld begin ontvang en uiteindelik het die liberale teologie ook daar ongelukkig oorgeneem. Hy is nog in die fase toe die Vrye Universiteit nog vry was, hulle was nie onder staatsbeheer nie, en natuurlik gaan die Vrye Universiteit terug na Abraham Kuyper hulle met die Dolleansie, wat vervolg was deur die staatskerk en wat uiteindelik 'n nuwe beweging begin het, en voor Kuyper hulle in die 1830s, weet julle natuurlik van die afskeiding, en daar was ook intense vervolging gewees van behoudende predikante. De Kok, die Hendrik de Kok was die beroemdste ene, daar's 'n paar ander ook, wat vervolg was. De Kok het byvoorbeeld gepreek teen die liberale teologie, daar was lidmate van buurgemeentes wat na hom toe gekom het om hulle kinders te doop en belydenis van geloof te doen, en toe is hy aangekla deur klasses predikante, dat hy die kerkorde breek, en uiteindelik is hy uit die kerk gegooi, saam met 'n groep ander predikante ook. En uiteindelik het hulle toe die afskeiding geword, wat die kerk wou oproep tot bekering, maar die kerk het hulle vervolg. En dis die agtergrond van B.B. Keet se opleiding by Bavinck, daai tradisie waarin hy gaan studeer het. So wat gebeur is, hy kom terug Suid-Afrika toe. Hy word weer predikant by Noordparel, die Afrikaanse bastion, hy gaan toe Graafrenet toe, 1915 tussen hakies, neem hy natuurlik oor by die bekende D.F. Malan, wat 'n teologiese liberale predikant was natuurlik, wat ook 'n Darwanis was. Toe gaan hy natuurlik mos nou in die politiek in. So B.B. Keet neem oor by D.F. Malan in Graafrenet, en dan word hy beroep om professor te word in Stellenbosch. En dan vra hy vir die kuratorium, kan hy asseblief net eers die sinode van 1919 bywoon? Hy woon dit by, en hy stap uit by die sinode en raai wat sê hy? Hy sê hier is 'n paar voormanne wat eintlik maar met mag van bo af die sinode beheer, en dat daar nie werklik ruimte is vir die plaaslike gemeentes nie. So hier's voormanne wat die goeders bestuur en beheer van bo af. En wat gebeur is, hy word professor in Stellenbosch. En uiteindelik is hy op die rooi tapijt voor die kuratorium, omdat hy toe van hierdie gereformeerde kerkorde van die Vrye Universiteit wou kom leer het by die kweekskool, daar was klagtes, hy's aangekla omdat hy die kerkordelike tradisie wat op daai stadium baie prominent was, wat van Skotland kom, 'n hiërargiese struktuur waar die meerdere vergaderinge meer mag het oor die plaaslike gemeente as wat die gereformeerde tradisie van Dort, van Bavinck, van die afskeiding vir ons kom gee, wat eintlik die echt gereformeerde Bybelse tradisie is. En hy skryf vir die studente sy eie klasnotas voor, wat dan hierdie gereformeerde lyn is, en daar moet hy homself verweer teen die kuratorium. En wat gebeur is, hy word basies gedaag om homself nou te verantwoord. En toe het hy 'n voordrag gelewer waar hy die kerkordelike tradisie van die NG Kerk terugplot om aan te toon waar behoort die NG Kerk geposisioneer te word. En daai voordrag is binne
in hierdie boek. So as jy nou nog nie die boek het nie, en jy stel belang, kan jy ons kontak, dan kan jy die boek ook by ons kry, om te lees van Prof Keet, wat vertel van die gereformeerde verstaan van die kerkorde. Nou, wat baie relevant nou is, lyk dit vir ons in die kerk, is die feit dat hier nou meerdere vergaderings soos ringe en synodes is, wat nou begin om met mag op te tree en predikante se bevoegdheid en pensioen en hierdie goeders begin nou 'n probleem te raak met plaaslike gemeentes. En daarom dink ek dit baie relevant om vir julle daai stuk te lees, waar hy praat oor die plaaslike kerk, wat kan kerk wees, volwaardig kerk wees, en nie 'n synode nodig het nie. Ek wil graag daai stuk vir jou lees vandag, maar voordat ek dit lees, wil ek net eers sê, dat enige gereformeerde kerk wil nie 'n onafhanklike eilandkerkie wees nie. Ons is nie independentisties soos die baptiste tradisie nie. So ons wil deel wees van ander gemeentes wat dieselfde belydenis het. So ons wil nie op 'n eiland wees nie. En daar is ook baie goeie voordele van 'n ring en 'n synode wat goed werk, wat veronderstel is om te werk. So as daar dwaalleer verkondig word in 'n plaaslike gemeente, moet 'n ring die regte kan hê om in te kom en om die gemeente te help. As daar finansiële wanbestuur is, dan moet buurgemeentes deur 'n ring kan kom en in te kom. Die probleem lyk dit my wat ons nou mee sit is, en ons gaan nou 'n stukkie lees van Prof Keet, wat dit nou probeer verduidelik van die plaaslike gemeente. Die probleem wat ons nou het, is dat hier is plaaslike gemeentes, wat getrou aan die woord van God wil bly oor die huwelik tussen man en vrou, wat die gesag van 'n onbybelse besluit van 'n algemene synode verwerp, en hulle sê dat ons het al die kerklike weë uitgeput, en die kerk opgeroep tot bekering, en daar is nie bekering, en ons daarom onttrek ons van hierdie vergaderings, omdat hulle in stryd met die woord van God optree. Maar wat nou begin gebeur is, nou daai meerdere vergaderings begin nou op te tree teen van hierdie gemeentes, waar daar nie wanbestuur is nie, waar daar nie dwaalleer is nie, maar waar die omgekeerd is, waar die plaaslike gemeente die ring en die synode van dwaalleer aankla, en hulle onttrek van vergaderings, en nou kom daardie meerdere vergaderings waar dwaalleer is, wat nou kom ingryp om hulle te vervolg. Sien julle die spanning, sien julle die kontroversie, wat ons hier eintlik van praat. So, teen daardie agtergrond, wil ek vir jou lees, waar Prof Benny Keet in sy voordrag vir ons raad gee oor die reformatoriese verstaan van 'n plaaslike gemeente. Kom ons lees die gedeelte wat hy hier op bladsy 124 vir ons gee oor die selfstandigheid van die plaaslike gemeente. Hy skryf: beide uit die skrif en uit die geskiedenis blyk dit onteenseglik dat die plaaslike gemeente 'n volledige selfstandige kerk is, wat vir haar bestaan nie afhanklik is van 'n algemene instituut, wat haar reg van bestaan sou erken nie. Dit is 'n Romeinse opvatting, 'n Rooms-Katolieke opvatting, wat slegs een kerklike instituut erken en al die plaaslike instellings as onderdele van die instituut beskou. Die eenheid van die plaaslike gemeente lê egter nie in 'n lands- of wêreldinstituut nie, maar in Christus wat die hoof is. Maar hier moet met alle nadruk gesê word dat die kerk soos sy in die plaaslike instituut geopenbaar word vir haar bestaan, geen algemene instituut nodig het nie. Sy is daar waar sy as plaaslike kerk optree, 'n volledige kerk, en al sou daar slegs een so 'n kerk wees, dan is sy nog steeds die institusionele openbaring van die onsigbare liggaam van Christus. Laat ek net gou hier kwalifiseer. So ek dink wat Prof Keet vir ons vandag sou kon sê, as jy iewers, kom ons sê in Natal is, en jou buurgemeentes almal volg die algemene synode se dwaalleer,
en wil nie standpunt inneem nie. En jy's die enigste gemeente wat wil standpunt inneem teen die dwaalleer van 'n algemene sinode. Dan sal hy hier sê, jy is geregverdig om jouself uit te spreek en nie deel te wil wees van daai hoër vergadering nie. Verstaan julle, ek dink dis wat hy hier vir ons sal probeer sê. Nou sê Prof Keet, waar hierdie feit ontken word, lei dit tot sware konsekwensies. Dan word die reformatie van die 16de eeu 'n dwaling. Dan moet ons as gehoorsame kinders terugkeer tot die moederkerk van Rome. Die geskiedenis bewys dit ten oorvloed sedert die eerste Christelike kerk in Jerusalem gestig is. Plaaslike kerke ontstaan eerste en word dan later saamgevoeg in 'n algemene verband. Ek praat met predikante wat sê dat daar is 'n behoefte wat nou besig is om te groei van plaaslike gemeentes wat hulle nie meer tuis voel by 'n meer teologies liberale ring nie, wat 'n begeerte het om met ander skrifgetroue gemeentes te netwerk. Dis Bybels, dis wat jy wil doen. Jy wil nie 'n eiland wees nie, jy wil saam netwerk met gemeentes wat nog staan by sola scriptura. Nou sê Keet, die algemene verband is nie eerste nie. Ek bedoel, 'n algemene sinode is nie eerste nie, waarna die plaaslike gemeente daaruit ontstaan nie, maar dis omgekeer. Die plaaslike gemeentes is eerste, en dit is vir hom belangrik om dit hier te wys. Nou wil ek vir julle 'n stukkie lees uit die nuutste kerkorde van die NG Kerk. Wat besonder interessant is, ek het met 'n paar predikante gepraat wat dit bevestig het. Wat gebeur het by die onlangse algemene sinode van die NG Kerk, is dat die algemene taakspan vir regte het 'n nuwe kerkorde voorberei en 'n klomp verstellings en veranderinge gemaak, en wat toe gebeur is, tydens die sinode was daar gevra dat die veranderinge een vir een bespreek moet word. En wat toe gebeur is, dit is toe uitgegooi. En die algemene taakspan regte wat nou natuurlik 'n paar jaar gehad het om veranderinge aan te bring en dit voor te berei, het op een slag toe, alles is toe goedgekeur. En een van die predikante wat baie besorgd is daaroor, het met my gesels en gesê, kyk bietjie spesifiek na artikel 22.3 wat bygevoeg is wat nie 4 jaar terug in die algemene sinode se kerkorde was nie. En ek wil hê jy moet mooi luister na die nuwe magte wat hier aan die algemene sinode en hoër vergaderings gegee is, wat 'n impak op die plaaslike gemeentes kan hê. Hoor gou wat hier staan. 'n meerdere vergadering kan in die geval van wanbestuur of onvermoë 'n mindere vergadering ontbind en hersaamstel en of onder die meerdere vergadering se bestuur plaas. Nou wat besonder interessant is hiervan is dis baie vaag en wyd geformuleer. En die vraag wat mens nou wil vra is, kan hulle hierdie artikel gebruik om die algemene sinode se nuwe skrif verstaan oor selfde geslagverhoudinge en oor 'n paar ander kontroversiële sake van bo af te reguleer en toe te pas? So as jy nou in 'n plaaslike gemeente is wat sê, ek kan nie met 'n skoon gewete in gesprek bly met buurgemeentes wat op hierdie oomblik selfde geslagverhoudings toepas nie. Ek kan nie langer met hulle die kerklike pad loop nie, want dit is in stryd met die woord van God, en daarom onttrek ek my van daardie ring, ek skort my verhouding met hulle op, en ek roep hulle op tot bekering. Die vraag is nou, of die hoër vergaderings, die ringe of synodes, hierdie artikel kan gebruik om predikante en kerkrade tot orde toe te roep, om bevoegdheid weg te vat, om hulle uit die pensioenfondse uit te haal, om hulle dus te vervolg, omdat hulle getrou aan die woord van God wil bly en die kerk aankla oor dwaalleer. Verstaan julle wat mens hieroor kan vra?
En laat weet vir my, as julle daaroor wil gesels, as daar iets in jou streek gebeur, in jou ring, in 'n gemeente, as jy van enige sulke ontwikkelinge weet in jou streek, is jy welkom om met ons daaroor kontak te maak. Ons sal dit met respek en konfidensieel ook hanteer. Maar laat weet vir ons, wat in jou streek gebeur, wat hier aan die ontwikkel is, lyk dit vir ons. Nou, ek wil afsluit met 2 goedjies. Ek wil vir ons eers lees uit die Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar word gepraat ook van vervolging wat in die kerk plaasvind. En ek wil hê jy moet hierna luister en ek wil jou uitnooi om te dink aan wat nou begin gebeur in die kerk. Vervolging van plaaslike gemeentes. Wat nog by die huwelik tussen man en vrou wil staan, wat tussen hakies die hele kerkgeskiedenis die standpunt was, en wat nou die afgelope klompe jare vir die eerste keer in die kerkse geskiedenis omgedraai word, radikaal verander word, en wat ook nou tussen hakies die nuwe regering in Suid-Afrika se nuwe wetgewing is. En hier is een van die grootste kerke in Suid-Afrika wat daardie wetgewing van die staat ondersteun. Julle kan dit gaan lees in die Algemene Sinode se verslag waar die algemene sekretaris aanbeveel het by die regering dat die verwysing na man en vrou uitgehaal moet word. Dit is in lyn met wat die regering wil hê en die NG Kerk het daardie standpunt besluit om dit te verdedig. Nou, en die gemeentes wat nie daarmee kan saamgaan nie en sê dat ons skort ons verhouding op, omdat ons getrou in die woord wil bly, ons kan nie hiermee saamgaan nie, dat hulle nou vervolg word in die kerk. So, teen daai agtergrond lees ek vir jou artikel 29, 'n gedeelte van die Nederlandse geloofsbelijdenis oor vervolging. Wat die valse kerk betref, dit skryf aan homself en sy besluite meer mag en gesag toe as aan die woord van God. Dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie. Dit bedien die sakramente nie soos Christus dit in sy woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by na eie goeddinke. Dit vertrou meer op mense as op Christus en dit vervolg hulle wat volgens die woord van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy ewels, gierigheid en afgoderry bestraf. Dan sê hy hierdie 2 kerke, die ware en die valse kerk, kan maklik uitgeken en van mekaar onderskei word. My vriend, kan jy die ware en die valse kerk in Suid-Afrika maklik onderskei? Kan ons afsluit deur mekaar te bemoedig uit die woord van die Here? Ek wil 'n paar stukkies vir jou lees. En kom ons gaan maar net eers weer terug na Matteus toe. Baie van die gemeentes en praat van die Matteus 18 pad, ook daar in Namibië, klompie vriende vir wie ons baie lief is in Namibië, Matteus 18 pad, waarop gepraat word oor sondes. En as daar teen jou gesondig word, as daar teen jou gemeente gesondig is, hoe moet jy optree? En dan sê die Here Jesus hierso, as jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar hy eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van 2 of 3 getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Vriende, as daar verharding kom, sê die Here Jesus, dat daar 'n punt kom waar ons, om getrou aan Christus te bly, moet ons onsself distansieer, in liefde, in nederigheid, maar by die waarheid, van hulle wat volhard in dwaalleer teen die woord van die Here.
Nou wil ek nog 'n paar stukkies vir jou lees, as jy nou ook in 'n gemeente is waar jy gespanne is en die vervolging begin inkom. Ek gaan 'n paar tekste vir ons lees. Romeine 16, waar Paulus afsluit. En onthou, dis nie net selfde geslagverhoudinge nie, dit is Romeine 1, Romeine 2, praat hy van die Jode, hy praat van buiteegtelike verhoudings, allerlei sondes, nie net een sonde nie. Hy praat van dwaalleer in die kerk, mense wat die erfsonde leer ontken, mense wat Christus se soendoodoffer ontken. Hy praat ook van sake waaroor ons met mekaar kan verskil, oor kosse en daai dinge. Waaroor dit gaan. En dan sluit Paulus af en hy sê in hoofstuk 16, wat moet ons doen oor dwaalleer in die kerk? Hier sê hy vir die gemeente, ek druk julle dit op die hart, broers, pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Nou sê hy, bly weg van hulle af. Ek dink vandag kon ons dit vertaal en sê, skort jou verhouding op met hulle, totdat daar bekering kom. Moenie langer in dialoog met hulle bly nie. Dis Romeine 16. En dan hier by Efesiërs, 'n pragtige boek van kerkeenheid en liefde, skryf hy hier in Efesiërs hoofstuk 5, moenie dat enige iemand, kan ons hier invoeg 'n algemene synode, julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vriende, hoeveel keer hoor ons vandag net God is liefde, liefde is liefde, 'n God van liefde, liefde. Vriende, dis 'n afgod wat die geregtigheid en heiligheid van God nie ernstig neem in die skrif nie. Nou sê Paulus hierso, met sulke mense wat ongehoorsaam is aan God, wat julle mislei, met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Kom ons gaan dan gou nog 'n mooi versie wat ek vir jou wil gee as julle voel julle word vervolg nou in Filippense. Onthou julle in Filippense sit Paulus in die tronk vir die evangelie. En hy praat van hierdie wonderlike voorbeeld wat Jesus vir ons gegee het, wat soos 'n slaaf geword het. En die sonde namens ons gedra het. En net voor dit sê hy hier van vervolging vir jou en vir my. Kan ek jou bemoedig as Paulus sê Filippense, terwyl hy met boeie in die tronk sit, sê hy in Filippense 1 vers 29, God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. My vriende in die Here, is ek en jy bereid om te ly, vervolg te word, ter wille van Jesus Christus. Dan wil ek afsluit vandag met Petrus, 1 Petrus. Vriende, wil jy nie 1 Petrus gaan deurwerk? Dit is 'n boek van vervolging en lyding. Julle weet, ons dink die konteks was Nero, wat van die Christene gevang het en as fakkels laat brand het in die strate. En hier skryf Petrus vir hulle 'n brief om hulle te bemoedig in die geloof. En dan sê hy nog ook, julle moet bereid wees om aan almal 'n antwoord te gee van die hoop wat in julle lewe. Julle moet getuig en dit in nederigheid en in liefde doen. Hy het 'n boodskap in hoofstuk 5 vir die leraars, vir die ouderlinge. En kan ek vir jou as ouderling en diaken en predikant in 'n gemeente, waar julle of doleer of julle wil opstaan teen die dwaalleer in liefde en in waarheid, kan ek julle probeer bemoedig met Petrus wat hier skryf vir die ouderlinge in die gemeente wat toesig hou. Hoor wat sê hy? Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is goed op. Hou toesig oor hulle nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag, nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid. Bietjie later vers 6, onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God. Mag ek met respek sê, onderwerp julle nie onder die kragtige hand van 'n algemene synode, waar wolwe in skaapsklere die kudde wil verlei en vernietig. Die Here sê vir ons, onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. En nou, hierdie wonderlike bemoediging, werp
al julle bekommernisse, en daar's baie bekommernisse vir ons. Ons is bekommerd oor kerkgeboue, oor pensioen, oor mediese fonds, oor familie, oor mense wat ons wil manipuleer. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Kan ek gou vir julle hierdie getuienis gee van hy sorg vir julle? Ek praat met 'n persoon nou die dag en hy sê, ja, maar ek het 'n kontrak geteken oor geld en so aan, en ek vra vir hom, my broer, glo jy die Here sorg vir jou? Ja. Sal die Here voorsien? Is hy getrou? Ja. En toe sal vir hom hierdie deurbraak, hy besef, moenie vashou aan 'n kompromie besluit nie, aan 'n kompromis nie. Die Here is getrou, hy sal voorsien. En nou sluit Petrus hier af, en ons sluit hiermee af. Hy sê vir jou en vir my, wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. En moenie vergeet nie, vriende, hoor hierdie, moenie hierdie vergeet nou nie. Dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. Vriende, kan ek jou bemoedig, weet julle, in Amerika, in Europa, in Engeland, in Australië, in Japan, in China, is daar presies dieselfde vervolging wat nou gebeur. Gemeentes wat gedreig word oor kerkgeboue, oor pensioen, oor salaris, wêreldwyd gebeur dit, is nie net in Suid-Afrika nie. So as dit by jou gebeur, is jy in die regte plek. Volgens 1 Petrus 5, God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen.